Familie, goeiemôre, dit is Vrydag en welkom terug. Dankie dat jy hierdie week saam met ons reis. En vandag praat ons oor daardie oomblik wanneer jy wil bid, maar eenvoudig nie meer die woorde het nie. Jy weet nie meer wat om te sê nie. Jy word stil, nie omdat jy nie meer omgee nie, maar omdat jy nie weet hoe om te begin nie. Hoe om hierdie gebed te begin om met God te praat nie. En vir baie mense voel dit dan soos 'n geestelike mislukking. Hulle sê dan, as ek regtig geglo het, sou ek iets gehad het om te sê. Maar die Bybel kom en hy wys vir ons 'n ander prentjie. Stilte is nie altyd 'n teken van 'n geloofsverlies of 'n mislukking nie. Soms is dit 'n teken van emosionele en geestelike uitputting. Jou hart ervaar emosies wat jy nie self weet hoe om te beskryf, hoe om te sê, hoe om dit vir iemand anders ewen te beskryf nie. En Paulus skryf juis in Romeine 8 oor hierdie werklikheid. Hy erken sonder verskoning dat daar tye is wanneer gelowiges eenvoudig nie weet wat om te bid nie. En hy sê dit sonder oordeel. Hy sê vir ons in Romeine 8, die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en hoe ons moet bid nie, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God op, met versigtinge wat nie in 'n menslike taal verwoord kan word nie. Die God wat die dieptes van elke hart deurgrond, weet wat die Gees in die oog het, dat hy in harmonie met God se wil vir die gelowiges intree. Familie, hoe mooi is hierdie nie? God wag nie vir jou om eers die regte woorde te kry om te sê nie. Hy wag nie dat jy eers sterker voel of meer seker is oor wat jy nou gaan sê nie, maar in swakheid het ons 'n helper, advokaat, die Heilige Gees, en hy tree self vir ons in. En dit sê vir ons dat ons stilte word dan nie geïgnoreer nie, maar dit word geïnterpreteer. Jou hartseer, jou pyn, jou verlies word nie nou afgeskryf nie, dit word vertaal in woorde en emosies wat sin maak deur die Heilige Gees. En hier's 'n diep waarheid wat ons maklik mis. Gebed is nie altyd iets wat deur jou gebeur nie, soms is dit iets wat vir jou gebeur. Wanneer jy nie kan bid nie, is die Gees daar. En die Gees dra jou na die Vader toe wanneer jou eie krag en jou eie taal minder opraak. En miskien is dit juis waar God jou vandag weer wil leer wat gebed regtig is. Dis nie 'n lys versoeke nie. Ek soek hierdie, daai en daai nie. Nee. Dit is, Here, ek is hier. Selfs al weet ek nie wat om te sê nie, ek is hier in die teenwoordigheid. En wanneer jou woorde ophou, hou God nie op werk nie. Jou stilte is nie vir hom leeg nie, dit is vol betekenis. En weet vandag, die Heilige Gees pleit vir jou in, presies daar waar jy voel, jy het niks meer om te bring nie. So familie, net waar jy is, wil jy jou oë saam met my toemaak, en dan doen ons net vanoggend 'n gebed saam nie. Here, vanoggend is ons so dankbaar vir u Gees. U Gees wat vir ons veg, u Gees wat vir ons intree, u Gees wat altyd daar is, wanneer ons woorde opraak, wanneer ons woorde min raak, wanneer ons nie weet wat om te sê nie, is u Gees daar, Here, en dankie. Dankie daarvoor, Here, dankie dat ons 'n helper het, dankie dat ons 'n advokaat het wat vir ons veg, wat vir ons woorde gee, emosies in werking sit, Here, wanneer ons nie meer kan nie. En Vader, vandag bid ek vir die mense wat jy so voel, wat moeg, uitgeput, uitgeteer is. Mag u deur die Gees vandag hulle kom bemoedig, hulle kom sterk maak deur u Heilige Gees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Familie, mag jy vandag weer die Heilige Gees is met jou. Mag jy ook 'n wonderlike Vrydag hê, geniet die naweek en skakel asseblief môreoggend in vir ons laaste oordeenking vir die week. Lekker dag.